Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Julle kan sien ek is weer in my spioen uitrusting, want vandag praat ons oor Rahab en die spioene uit Josua 2 vers 1 tot 24. Josua het 2 spioene gestuur om die stad Jerigo te verken. Hulle moes uitvind hoe sterk die stad se mure en mense was. Toe die spioene by Jerigo aankom, het hulle na die huis van 'n vrou genaamd Rahab gegaan. Rahab was 'n baie dapper vrou. Sy het van God gehoor en het geweet dat God die Israeliete sou help om die stad oor te neem. Die koning van Jerigo het gehoor dat daar spioene in die stad was en hy het sy soldate na Rahab se huis toe gestuur om hulle te vang. Maar Rahab het die spioene weggesteek op haar dak tussen bondels vlas en vir die soldate gesê hulle het reeds die stad verlaat. Sy het die spioene gehelp om weg te kom deur hulle met 'n tou by haar venster af te laat. Voordat die spioene weggegaan het, het Rahab hulle gevra om haar en haar familie te red wanneer die Israeliete die stad aanval. Die spioene het beloof dat hulle haar sou red as sy 'n rooi tou aan haar venster hang, sodat die Israeliete haar huis kon herken en hulle nie seer sou maak nie. Die spioene het teruggekeer na Josua en vir hom vertel dat God hulle sou help om Jerigo te oorwin. Maats, daar lê 4 lesse in hierdie mooi verhaal opgesluit. Eerstens 'n les oor moed en geloof. Rahab het geglo dat God die Israeliete sou help en sy het moed getoon deur die spioene te help, selfs wanneer dit vir haar en haar familie gevaarlik kon wees. Tweedens gebruik God mense op verskillende maniere. Rahab was dalk nie die belangrikste of sterkste persoon in die stad nie, maar God het haar gebruik om die spioene te beskerm en dit het 'n groot rol in sy plan gespeel. Die derde les wat ons kan leer is dat vertroue in God lei tot beskerming. Omdat Rahab op God vertrou het en sy dapper was sy en haar gesin beskermd tydens die aanval van die Israeliete. Die laaste les is dat God mense verander en vergewe. Almal kan verander en deel van God se plan word. Maak nie saak wat hulle in die verlede gedoen het nie. Rahab het later een van die belangrike mense in die geskiedenis van Israel geword. Daar sy maats, laat Rahab en haar storie vir ons 'n les wees dat dit nie saak maak hoe klein of nietig jy voel nie, jy kan 'n belangrike rol speel in God se plan. Tot volgende keer. Totsiens!